Ons gaan saam lees in Genesis hoofstuk 43. Ons het verlede week opgehou by vers 14. So ons lees vanoggend vers 15 tot en met vers 34. Genesis hoofstuk 43 vanaf vers 15 tot aan die einde van die hoofstuk, dit is vers 34. U weet nou al dat die verhaal se klem so 'n bietjie geskuif het. Die Here is besig om te werk met die familie, die verbondsfamilie, die 12 broers en met Jakob. Hy is besig om in hulle lewens te werk. Hy gebruik vir Josef en ek dink die Here het vanoggend vir ons 'n besondere gedagte ook uit hierdie gedeelte. Kom ons bid eers saam. Ons sit net so. Jy sit dalk met 'n Bybel voor jy, wat 'n voorreg om die Bybel in ons eie taal te hê. Maar kom ons buig voor die Here en ons dank hom vir sy woord. Here, U is waardig. Daar is niemand soos U nie. Ons wil U aanbid. Wanneer ons vanoggend stil word, toe ons met die liedere besig was, het ek gedink, ons is so geneig om dit as vanselfsprekend te aanvaar. Ons besef nie die geweldige voorreg, maar daarmee saam die verantwoordelikheid om voor die koning van alle konings, die skepper van die hemel en die aarde te verskyn, om voor U troon te staan en aanvaar te word. En ons weet, ons aanvaarding is nie op grond van wie ons is of wat ons gedoen het nie. Ons aanvaarding is op grond van die Here Jesus se volbragte werk, sy volkome, sy volmaakte verlossingswerk. Daarom kan ons op sy bloed na U toe kom. Ons wil saam met die psalmdigter sê, daar in Psalm 96, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde, sing voor die Here, loof sy naam, verkondig sy heil, van dag tot dag. Nooit wil ons ophou nie, ons moet voortgaan, ons moet volhard op hierdie weg. En ons het 'n lied gesing ook vooraf wat sê, ons moet steeds werk en bid en stry en wag. Dis die manier waarop ons oorleef. Ons voel dikwels daar is te veel hooi op ons vurk. Maar juis in diensbaarheid aan U saak, juis in die gee van onsself word ons gevoed en bly ons staande, want U woord is waar. Ook in ons geval, deur te gee, sal ons ontvang. Dankie Here dat ons ook vanoggend ons harte kan oopmaak vir U woord. U wil met ons kom praat uit hierdie bekende verhaal. Sal U dit seën? Seën die lippe van 'n feilbare mens. Maar raak ons ore aan dat ons sal luister wat die Gees vir die gemeente sê. Ons bid dit met dankbaarheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Genesis 43 vanaf vers 15. Daarop neem die manne die geskenk en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle en ook Benjamin en hulle het al klaargemaak en na Egipte afgetrek en voor Josef gaan staan. Toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter oor sy huis, bring die manne in die huis en slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. En die man het gedoen soos Josef beveel het. En die man het die manne in die huis van Josef gebring. En die manne het gevrees, omdat hulle in die huis van Josef gebring is, en gesê, terwille van die geld wat die vorige keer in ons sakke teruggekom het, word ons ingebring om ons te oorrompel, ons te oorval en ons as slawe te neem, saam met ons esels. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was, en met hom gespreek by die ingang van die huis en gesê, ag my Heer, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop, maar toe ons in die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen sy geld bo in sy sak. Ons geld volgens sy gewig, en ons het dit saam met ons teruggebring. Ons het ook ander geld saam met ons afgebring om voedsel te koop. Ons weet nie wie ons geld in ons sakke gesteek het nie. Toe antwoord hy, vrede vir julle. Moenie bang wees nie. Julle God en die God van julle vader het julle 'n skat in julle sakke gegee. Julle geld het by my gekom. Daarop het hy Simeon na hulle uitgebring. En die man het die manne in die huis van Josef gebring en water aan hulle gegee
en hulle het hul voete gewas, en hy het ook hul esels voer gegee. En hulle het die geskenk reggemaak, teen die dat Josef die middag sou kom, want hulle het gehoor dat hulle daar brood sou eet. Toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnengebring wat by hulle was, en hulle voor hom neergebuig na die aarde toe. En hy het hulle na hul welstand gevra en gesê, gaan dit goed met julle ou vader van wie julle gespreek het? Leef hy nog? En hulle antwoord, dit gaan goed met u dienaar, ons vader, hy lewe nog. En hulle het hul eerbiedig neergebuig. Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en sê, is dit julle jongste broer van wie julle met my gespreek het? Daarop sê hy, mag God jou genadig wees, my seun. En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het geleentheid gesoek om te ween en in die kamer gegaan en daar geween. Daarna het hy sy gesig gewas en uitgekom en hom bedwing en gesê, bring die ete op. Toe bring hulle dit vir hom besonders op en vir hulle besonders en vir die Egiptenaars wat by hom eet besonders. Want die Egiptenaars mag nie saam met die Hebreërs eet nie, omdat dit vir die Egiptenaars 'n gruwel is. En hulle het gaan sit volgens sy bepaling, die eersgeborene na sy eersgeboorte en die jongste na sy jonke. Toe kyk die manne mekaar verbaas aan. Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan, maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter as die porsies van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom vrolik geword. Dis tot daar wat ons lees vanoggend uit die onfeilbare woord van die Here. Soos wat ons order deur die verhaal, het u miskien al agtergekom, dit lyk of elke hoofstuk 'n besondere tema het. Daar is iets wat uitstaan in elke hoofstuk. As jy nou die Bybel reg bestudeer en jy lees 'n hoofstuk, dan moet jy probeer uitvind wat is die hooftema in hierdie hoofstuk. Dit help 'n mens om verse ook binne die konteks te verklaar ensovoorts. Nou, as jy vinnig gaan kyk, Genesis 37, God se voorsienigheid staan daar uit. Agter die skerms werk die Here. Genesis 39, God is met sy volk, selfs in tye van swaarkry, tye van beproewings. Genesis 40, God is getrou, 'n tema wat baie sterk daar uitkom. God hou sy beloftes. Verlede week, Genesis 42, of die week voor dit althans, het ons gekyk na die nood om oortuig te word van jou sonde, hoe die Here met die broers gewerk het en hulle gewetens op 'n manier, net soos wat God kan, die noodsaak om oortuig te word ek is verlore, want dit het jy nodig voor jy gered kan word. Nou die tema wat verskyn in Genesis 43, waarby ons vanoggend nou baie duidelik gaan kom, is deur 'n woord, en dit kom herhaaldelik voor. Dis gewoonlik hoe jy dit sien in 'n teks, wanneer daar 'n paar keer 'n woord gebruik word. In Afrikaans is hy bietjie skaars, jy gaan hom nie raak sien nie, maar die woord is vrede, God se vrede om presies te wees. In vers 23, toe die dienaar hulle gerus stel, toe sê hy vir hulle, vrede vir julle. Die woord is shalom, ons ken die woord shalom. Shalom. Vrede vir julle. Vers 27 vra Josef na hulle welstand. Hy vra, hy het na hulle welstand gevra as die woord, maar dis die woord, het julle shalom. Vers 27, tweede keer, gaan dit goed met julle vader, het julle vader, shalom. Vers 28, hulle antwoord om en sê, dit gaan goed met u dienaar, ons vader, hy het shalom. So die woord vrede kom na vore, God se vrede, en dis ook ons tema, ons praat oor Josef se vrede, maar dis eintlik God se vrede. En dis net in die verhaal van Josef vir ons opgeskryf. Nou Josef vra eintlik nie, soos wat ons dikwels vra wanneer jy groet. Jy skud iemand se blad, of groet hom hoe jy hom ook al groet. Met COVID het ons geleer groet so met 'n vuis, maar gaan dit goed met jou? En dan sal iemand sê, gaan goed, dankie. Party ouens sê sommer al klaar, gaan goed met my, hoe gaan dit met jou, voordat jy nog gevra het? Want ons luister nie regtig hoe dit gaan nie. Maar hier vra Josef vir die broers na hulle geestelike stand. Hy vra na hulle vrede in hulle hart. Die probleem van sy familie was dat hulle nie vrede gehad het nie. Hulle het nie die vrede van God geken nie. Ons ken nou al die familiegeskiedenis, né? Jy kon letterlik die jong mense weet nou wat is 'n reality show. Jy kan 'n reality show gemaak het van hierdie vertelling van die broers, Jakob se seuns, hierdie 12 broers.
Dit is iets verskrikliks. Hulle het nie die vrede van God geken nie. Hulle het dit nie gehad nie. Onthou jy in hoofstuk 37, toe ons destyds gepraat het oor Josef wat hierdie mooi kleed gehad het en sy pa stuur hom, gaan vind uit hoe gaan dit met jou broers. Die Bybel sê pertinent, hulle het nie vir hom gevra, of hulle het hom nie geantwoord toe hy gevra het julle shalom. Hulle wou hom nie antwoord, hulle wou hom nie groet nie. Maar daar is die woord, het julle shalom, het julle die vrede van die Here. In die tussentyd, ons ken mos die verhaal, hulle het ontslaag geraak van Josef, maar hulle kon nie ontslaag raak van die probleme in hulle harte nie. En die probleem is, hulle het nie God se vrede nie. Hulle ken nie die vrede nie. Hulle lewe in onvrede met mekaar, met enigiets wat vir hulle, waarvan hulle nie hou nie. En die hele verhaal handel oor hierdie familie, die gevolge van hulle sonde, en hoe hulle uiteindelik by God moet vrede kry, want dis God se familie. Hy het hulle vir homself toegeëien, hy gaan vir hulle vrede gee op sy manier, en hy's besig om hulle in 'n hoek te dryf. Hy's besig om met hulle te werk. Ian Duguid sê oor hierdie gedeelte, now God himself was going to rebuild the family shalom, restoring long broken relationships to a better than new condition. Ons ken die uiteinde van die verhaal. Ons weet hulle gaan met Josef versoen word en alles gaan deur. Dit is 'n gelukkige einde. Kom ons eindig nou net eers daar. Maar dis God uiteindelik wat hulle gaan bring, wat hulle gaan lei tot op 'n plek waar hulle vredig in hulle hart vrede gaan hê. Hierdie hoofstuk beklemtoon hierdie vrede en ons gaan dit vir u wys. Maar is nie net vir die broers gegee. Dis nodig ook vir jou en vir my. In ons huwelike, in ons gesinne, in ons families, waar ons ook al beweeg in die gemeente, ons het die vrede van God nodig. God se vrede wat ware shalom in ons lewens bring. Ek dink dit is 'n mooi manier om te groet, né? Om vir iemand te vra, het jy shalom? Ken jy die vrede van die Here? Ons leer van Jakob se seuns dat vrede tussen ons, vrede in my huwelik, vrede in my familie of in my gesin, kan eintlik net haalbaar wees as daar vrede is met God. Dis die hoofsaak. Daar moet met God vrede gemaak word, sodat ons vrede met mekaar kan hê. Jy kan nie vrede op aarde hê as daar nie vrede is met God. Kom ons deel die gedeelte op. Ons gaan vinnig, ek dink daar's 4 hoofgedagtes. Dan kyk ons na die verhaal, die res van hierdie hoofstuk onder hierdie paar hoofpunte. Nou die eerste hoofgedagte is die broers wat teruggaan na Egipte. Hulle wou nie, ons het laas gesê, hulle het eintlik hierdie idee gehad, man, los my net uit. Ek wil nie teruggaan nie, want hulle hou nie van hierdie benoudheid waarin hulle is nie. Hulle wil in 'n lewe leef. Los my net uit. Maar die hongersnood het hulle gedryf en hulle moes teruggaan. Pa het gesê, ons moet gaan kos haal. So hulle moet nou weer terug reis. Jakob stuur sy 10 seuns terug. Nou onthou u Jakob se gebed, vers 14. Ek wil dit net vinnig noem. Ons het daarmee afgesluit verlede week. Jakob se gebed was: en mag God, die Almagtige, julle barmhartigheid verleen by die mag. Mag God vir julle barmhartigheid gee. Dis ook 'n baie mooi woord. In Hebreëus beteken dit sy goedheid, sy welwillendheid. Hierdie 10 broers, nou die keer saam met Benjamin, erfgename van God se verbondsbeloftes. Dis waar ons gedeelte begin. Hier is hulle nou weer op reis. En die Bybel sê baie min oor die reis. Daar's niks detail oor die reis nie. Maar dit is 'n redelike end. Hulle het 'n paar keer moes oorslaap met hulle reis van Kanaan suid in die rigting van die Nyl na Egipte. En toe het ons in vers 15 begin vanoggend om te lees. Daarop neem die manne die geskenk, is 'n geskenk wat hulle moet saamvat vir Josef, en hulle neem dubbel soveel geld saam met hulle, en ook Benjamin, dis 'n stukkie belangrike detail, en hulle het klaargemaak en na Egipte afgetrek en voor Josef gaan staan. Geen detail oor die reis. Daar was niks noemenswaardig aan hierdie reis nie. Maar hier kom dit. En dit wil voorkom asof Josef hulle gesien het. Nou ons gaan later sien, ek wil nie baie daarop uitbrei nie, maar dit lyk asof dit 2 jaar is wat hulle nou getalm het. Ons gaan dit later sien. 2 jaar. So arme Simeon sit vir 2 jaar in die tronk in Egipte land. En hier is hulle nou weer op pad terug. En dit lyk asof Josef vir hulle gewag het. Hy het geweet hulle moet terugkom. Hy het geweet hulle gaan terugkom. Hoe lank? Wel, hier is dit nou 2 jaar. Vers 16.
Toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter oor sy huis, bring die manne in die huis en slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. Hy het hulle nie ontmoet nie, maar hy het hulle gesien. Moontlik, Bybel sê nie, moontlik het hy sy dienaars laat uitkyk vir hulle. Hy het nie omgegee oor die ander ouens wat van ander streke afkom nie, maar hy het gewag vir sy broers. Hulle weet nie wie hy is nie, maar hy het gewag vir hulle. Toe Josef Benjamin by hulle sien, so hy het gewag vir hulle, en toe sien hy, die jongste een is daar, en jy kry die idee, Josef het voorberei. Hy het dinge in plek gehad, hy het gewag hiervoor. Weereens word die broers uitgesonder deur die Egiptiese soldate, of die ouens wat nou die uitdeel van die kos moet hanteer, ek glo dit was die soldate, tot hulle ontsteltenis. Nou kom ons wees prakties, vriende, hulle is in 'n vreemde land, hulle het nie 'n aangename ervaring gehad die eerste keer toe hulle daar was nie, nou is hulle teen hulle sin eintlik terug daar, hulle kon nie anders nie, hulle moes terugkom, nou is hulle terug daar, en jy wil nie uitgesonder word. Dis soos as jy in die ry staan by die lughawe en die douane ouens trek een vir een uit om jou tas te deursoek en alles. Jy wil dit nie hê nie. Veral nie as jy 'n skuldige gewete het nie. En ons weet nou al, hierdie ouens, hulle voel skuldig. Want hulle dink aan mekaar, miskien is dit oor Josef, miskien is dit oor die, want hulle is skuldig. Ons weet mos hulle is skuldig. Vreemde land, gespanne atmosfeer, jy wil nie onder die begeleiding van die soldate weggevat word nie. En hier kom Josef se dienaar, en hy sê, kom, julle moet saam met my kom, en hulle gaan weer in die rigting van Josef se huis, wat heel moontlik iets soos 'n paleis moes wees. Hulle reaksie? Ons het dit gelees in vers 18. En die manne het gevrees. Wel, hy is nie verbaas. Die manne het gevrees, omdat hulle die huis van Josef gebring is en gesê, terwille van die geld wat die vorige keer in ons sakke teruggekom het, word ons ingebring om ons te oorrompel, ons te oorval en ons as slawe te neem. Tot daar maak dit nog alles vir my sin, want dis wat hulle dink. En nou wil ek hier met agterkom, hulle is, weer eens, hulle gewetens is half, wat het ons nou verkeerd? Hulle hoef nie te wonder wat het ons verkeerd gedoen nie. Hulle dink nou, vorige keer het hulle gesê, Josef, nou sê hulle, so daai geld in ons sakke. Hulle het aan mekaar 'n rede, hoekom hierdie ding nou hulle oorkom. Maar die snaakse deel van myne einde is, saam met ons esels. Dit is asof hulle hierdie besondere kananitiese esels gehad, want hulle is bekommer nie oor die feit dat hulle slawe gaan word nie, maar die ou gaan ons esels vat. Dit is so half, dit pas nie, maar nou ja. Wat ons moet sien, is hierdie onderliggende skuldgevoel in hulle lewe. Hierdie onderliggende, iets loop skeef as hulle, ja, nee, dis nou oor hierdie ding. Iets loop, ja, nee, dis nou oor ek dit gedoen. Want hulle die heeltyd hierdie onderliggende skuldgevoel gehad. En daarom, om dit by ons tema uit, hulle het nie vrede gehad. Hulle het nie vrede gehad. As hulle 'n reguit lyn geloop het, as hulle vlekkeloos, onberispelik gewandel het, en so iets kom jou oor, dan gaan jy sê, ek wonder waaroor gaan dit nou? Jy gaan nie bang wees nie, jy gaan net sê, wonder waaroor gaan dit nou? Maar as iets gebeur en jy sê, nee, ek weet, dis nou omdat ek so, dis daai onderliggende, skuldige gewete. Met hul vorige reis was hulle eintlik eerlik, maar hulle kry die geld mos nou in hulle sakke, en nou het hulle eintlik nie 'n idee nie, maar daar's 'n skuldgevoel. En dit maak hulle ongemaklik. Dit maak hulle ongemaklik, want hulle was skuldig. Nou hulle wil nie net bewys dat hulle nie spioene is nie. Dis hoekom hulle teruggekom het. Nie net om kos te kom haal nie, maar nou moet hulle bewys hulle is nie spioene nie. Hulle bring vir Benjamin saam, maar deur Josef is God besig om hulle in hierdie benoudheid in te forceer, teen hulle sin. Geen wonder dat hulle nou sommetjies maak en hulle sê, dis wat hier gaan gebeur. Hulle gaan ons oorrompel en hulle gaan ons slawe maak. Die teks benadruk hierdie skuldgevoel vir 'n rede. Weet jy waarom benadruk die Bybel dit? Want dit is hoe sondaars voel wanneer jy met die dinge van God te doen kry. As jy as 'n sondaar, en ons almal is sondaars, as jy as mens voor die Here verskyn en met die dinge van die Here te doen kry, weet jy wat is die logiese, wat is die Bybelse reaksie? Jy voel skuldig, want jy weet van dinge wat nie reg is. Dis hoe sondaars voel omtrent God, ongemaklik, so onaangename ervaring, skuldgevoel. Jy wil dit vir my. In my opinie is dit die rede waarom die meeste ouens nie kerk toe wil gaan. Selfs mooi evangeliese liedere wat jy sing, as daar 'n lied is wat 'n sterk evangelieboodskap bring, dan laat dit hulle skuldig voel.
As die Bybel gelees word en as jy die wet lees en as jy besig is met 'n goeie preek of 'n goeie geestelike boek, dit laat jou skuldig voel. Dit sny diep in jou hart. Dis hoekom die Bybel 'n swaard genoem word. Hy word ingesteek in jou hart. Die Heilige Gees doen dit en jy kan hoe verweer jy jouself? Jy kan nie, want jy's skuldig. En die meeste mense wil dit nie. So, ek hou nie van kerk. Wil nie kerk toe gaan. Nee, gaan jy maar. Vermy dit, ten alle koste. Vermy dit. Bybel, ek wil nie eintlik Bybel lees nie. Preke, nou, die dominee hou nie van my nie. Dit laat sondaars skuldig. Jesaja stel dit so. Jesaja 57 vers 20 en 21. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie. In sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose. Kyk na die beeldspraak. Dis die hart van 'n mens sonder God, sonder die vrede van God. Hy is die see, want die hele tyd, hy woel en hy gooi skuim op en hy kan nie rustig wees nie. Wel, om probleme te voorkom, hulle gaan nou menslike poging aanwend. Nou die eerste poging wat hulle kan aanwend, voor hulle in die huis van Josef ingaan, moet hulle die dienaar wat hulle nou begelei, stop. En hulle stop op hoofstuk 43 vers 19 en 20. Daarom het hulle nader gekom na die man wat oor die huis van Josef was, en met hom gespreek by die ingang van die huis, en gesê, so voordat hulle nog ingaan, op so, wow, ons wil net vir jou iets sê. Ag my Heer, vers 20, ons het die vorige keer net afgetrek om voedsel te koop, en nou moet hulle begin verduidelik, want hulle probeer nou, dit wat hulle voorsien, die probleme wat nou kom, wil hulle verhoed. Nou verduidelik hulle, vers 21, maar toe ons in die herberg kom en ons sakke oopmaak, was elkeen sy geld bo in sy sak. Ons geld volgens sy gewig. En ons het dit saam met ons teruggebring. Ons het nie daai geld vir onsself gehou nie, ons het dit nou teruggebring, ons sal dit vir jou gee. Ons het ook ander geld saam met ons afgebring om voedsel te koop. Dis die bewys dat ons gaan nie nou misbruik maak van hierdie situasie nie. Ons het ander geld gebring want ons wil nog kos hê. Ons het nog kos nodig. Ons weet nie wie ons geld in ons sakke gesteek het nie. Kom ek som hierdie twee verse vir julle baie vinnig op. Wat sê die broers van Josef vir hierdie dienaar? Moet ons asseblief nie in die tronk gooi nie? Dis wat hulle sê. Want hulle besef hier kom moeilikheid. Dis die rigting waarin hierdie ding gaan. Die broers is 'n toonbeeld van 'n man of 'n vrou, 'n jong mens dalk, wat ongered is en wat die onvrede van God, kom ons stel dit positief, wat nie die vrede van God het. Hulle beleef hierdie onrustigheid. En nou doen jy alles wat jy kan. Dit is 'n tipiese optrede wanneer jy voor die gereg van God te staan voel. Die wet staan jou plat. Die wet veroordeel. Die wet maak jou bewus van jou skuld. Kinders van die Here, hoor die wet en sê, ons is skuld. Ons het vanoggend die wet, 'n samevatting van die wet behandel. En Jesus het gesê, neem die Here jou God lief met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, al jou verstand. Wie van ons is onskuldig? Ons is almal skuldig. Maar daarom net daarna sê ons glo in Jesus Christus. Ons glo dat hy namens my hierdie wet vervul het. Dis al hoe ons vry kan kom, vriende. So kinders van God voel nie skuldig nie. Ons is vry, nie op grond van ons goeie werke nie, nie op grond van ons mooi lewe nie, op grond van Jesus se verdienste, né? Maar wat doen 'n ongeredde oor die evangelie nie verstaan nie? Hy voel skuldig. En hoe probeer hy allerlei planne maak? Hulle probeer planne maak en sê, "Wel, ons is almal sondaars, so hoe? Wat help wat jy probeer? Ons is mos maar almal so, en ek is in elk geval nie so sleg soos die ander ouens nie. Ek kan vir jou baie ouens noem wat slegter is as ek." Dis menslike poging, soos wat hulle nou hier doen, om vry te kom, want ons probeer ons skuldgevoel menslik hanteer, en jy kan nie. Feit van die saak is, die wet gaan jou platsloop. Jy is skuldig. Maar kom ons kom by die tweede hoofgedagte. En dis belangrik, want hier is 'n gebed wat beantwoord word. Hier is 'n gebed wat beantwoord word. Tot hul verbasing, hoor wat sê die dienaar, vers 23 vir hulle. Toe antwoord hy, vrede vir julle, shalom. Moenie bang wees nie. Julle God en die God van julle vader het julle 'n skat in jou sakke gegee. Julle geld het by my gekom.
Hy stel hulle gerus, hoor jy, ek het die geld gekry. Maar hoor wat sê, julle God en die God van julle vader het julle 'n skat in julle sakke gegee. Daarom het hy Simeon na hulle uitgebring, net om te bewys, hy maak hulle rustig, hy maak hulle harte rustig, en net om te bewys, alles is reg, bring hy Simeon uit na hulle, om hulle te wys, hy gaan julle nie ook saam met hom in die tronk gooi nie. Bring hy Simeon uit. Vers 24 het ons gelees, en die man het die manne in die huis van Josef gebring en water aan hulle gegee, en hulle het hul voete gewas, en hy het ook oor esels voer gegee. So wat doen hierdie dienaar? Hy doen goed aan hulle. Hy doen goed aan die broers van Josef. Vers 25 sê, hy het hulle die geskenk gegee wat Jakob gestuur het, en hulle word vertel, hulle gaan nou saam met Josef eet. Maar hulle het nie besef wat hier aangaan nie. Hulle het ook nie besef, hierdie is 'n gebed van Jakob wat nou beantwoord word nie, want dis waaroor dit gaan. Jakob se gebed, onthou vers 14, en mag God die Almagtige julle barmhartigheid verleen by die man. Mag God die Almagtige vir julle, en nou hierdie welwillendheid, wat baie keer in die Afrikaanse vertaling vertaal is met welwillendheid. Mag die Here vir julle goed doen. Mag die Here vir julle guns gee by hierdie man. En hier gebeur dit. Die dienaar se woorde is noemenswaardig. Julle God en die God van julle vader. Ja, Josef se teologie, eintlik sy getuienis spryf af, want onthou, nou is hy die heer van die huis, en hy leer sy slawe, en gewonder, hierdie slaaf kom nou en hy sê vir sy broers, julle God en die God van julle vader. Hier moes hulle al besef het, hoor, as dit ek was, sou ek sê, ekskuus tog, wat bedoel jy, ons God, en wat weet jy van ons God? Want dis die Egiptenaar waarmee hulle nou te doen nie. Hulle moes tog gewonder het, is hy nou al iets wat, hier moes nou iets wat nie lekker sin maak. Die hoofsaak is, die dienaar stel hulle gerus. Hulle verstaan dit nie, want hulle voel skuldig, hulle verwag straf, dit sou reg gewees het as hulle gestraf word, maar weer eens, hulle simboliseer mense met skuldgevoelens. Hulle wil nie aan God dink nie, hulle wil nie aan hierdie goedes, eintlik, hulle wil nie daaroor praat nie, maar jy sien dit baie keer in ons dag, en as ons dit nou moet toepas, op mense wat hierdie skuldgevoel saam met hulle dra. Dalk Christelik groot geword in 'n kerk, soos hierdie waar die evangelie verkondig word, en waar ons die Bybel hanteer en reg hanteer, ons probeer ons bes. Nou kom hierdie saak, hoe voel ek dan voor God? Ek verwag straf, ek verwag, die Here moet my eintlik elke keer hel toe stuur, want ek weet mos ek is skuldig, ek weet ek het verkeerd gedoen, maar, wat gebeur? Ek is verbaas oor die goedheid wat die Here my gee, sy guns, sy welwillendheid. Nou dalk sit hier iemand vanoggend, of dalk luister iemand na die opname, wat sê, het voel of die Here my agtervolg, het voel of die Here op my spoor is, en hy wil my nie uitklos nie, en ek weet ek is skuldig. Weet jy wanneer hy jou in die hoek het, en dit voel, nou gaan hy die doodslag toedien, nou gaan hy daai, dan gee hy vir jou goedheid, dan gee hy vir jou guns. Ja, die Here is regverdig, en ja, hy oordeel, maar onthou, hy is eerstens 'n God van genade, hy is eerstens 'n God van goedertierenheid, trou, dis hoe hy hom aan ons bekend stel. Jare gelede, daar's 'n baie goeie Engelse predikant, wat ook goeie kommentaar so tussen hakkies geskryf het, en ek het al baie van sy goed aangehaal. Sy naam is John Stott, John R. Stott, en hy was 'n baie bekende Engelse predikant, en hy het in sy gemeente in Londen by geleentheid gevra, en sy spesifieke woorde was, what was it about God that first drew you to saving faith? Hy wou by sy gemeente hoor, wat was dit in jou lewe, wat jou na die Here toe getrek het, om in hom te glo, tot saligheid? Wat was dit wat jou getrek het? En tot sy verbasing, was die antwoord van die meeste, en ek lees vir u soos wat ek dit nou maar gelees het, the awareness of the great love of God was the decisive factor. Om bewus te word, die Here wil my nie oordeel nie, die Here wil my nie straf nie, die Here wil nie net die doodslag toedien en my afskryf nie, inteendeel, die Here se goedheid, die Here se guns, dis 'n baie mooi Hebreëse woord, wat ek nie tyd het om op uit te brei nie, maar dit is hierdie welwillendheid van die Here. Dit sê die mense toe in John R. Stott se gemeente.
Nou vriende, dis nie te sê ons moenie praat oor die oordeele en die regverdigheid van God nie. Party van hierdie mense wat hier sit vanoggend het al vir my gesê, ek is 'n bietjie hell and brimstone, wat sê hulle, fire and brimstone prediker, want 'n mens moet preek oor die hel, jy moet preek oor die oordeele, jy moet preek oor die regverdigheid van God, maar dit vat nie die punt weg dat God 'n God is van liefde, 'n God van barmhartigheid, 'n God wat genade gee. Dis sy liefde wat sondaars trek. Dis egter net baie vreemd soms dat mense dink, ja, jy wil my seker nou uittrap, jy wil seker nou, dan sê ek nee, ek wil jy moet na die Here toe draai. Ek wil jy moet na die Here toe draai. Hy wil vir jou guns gee. Hy wil sy goedheid oor jou uitstort. Onthou as Josef, is baie moeilik om Josef en Jakob in my tong kom baie keer. As Josef daarop uit was om net wraakgierig te wees op sy broers, dan sou hulle die eerste keer nie eens uit Egipte land uit te gaan het. Maar dis nie sy doel nie, nee. Sy doel is om goed te doen. Hy wys egter vir hulle God se genade, God se liefde, God se welwillendheid. So hy wil goed doen aan sy familie. Hy wil sy familie die vrede gee wat hy leer ken in die tyd toe hy in die tronk was. Die tyd toe hy regtig met die Here ontmoet het. En om hulle harte te wen, het hulle nie net geduig nie. Hy het hulle nie net met toorn en jy kan nie 'n ou in die hemel indreig nie. Jy kan nie 'n ou met bangmaak stories in die hemel in kry nie. Jy gaan nie bang praat met die hel en dis reg dat hy hoor van die oordeele, maar onthou, saam met hierdie fire and brimstone moet daar die evangelie, die soetigheid van die evangelie wees. Dis waarom die Here gesterf het. Dis wat die Here vir ons gedoen het. En hy wil hê jy moet hom ken as saligmaker. Vriende, ons moet leer dat ons niemand kan oortuig, ons in ons eie vermoë, met ons, maak nie saak hoe welsprekend ek is, hoe oortuigend of wat sy redenaars vermoë ek ook al het, jy kan nie iemand oortuig van sy sonde. Dis die werk van die Heilige Gees en hy gebruik die wet van God. Maar ons moet die woord reg gebruik en die mense bewus maak van die oordeel, maar dan wys ons mense op die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Wie van ons ken nie Johannes 3 vers 16 nie? Dis die bekendste vers in die Bybel, né? Wat is die punt van Johannes 3 vers 16? Die punt, die gewig van daai vers is so lief. Want so lief, hoe lief? Dat God sy enige gebore seun gestuur het. Dis hoe lief God die wêreld gehad. Hy het sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Martin Luther, die hervormingsman, die ou wat, hy het groot werk gedoen, terwille van die saak van die Here. Nou Martin Luther was 'n monnik, en hy, voor hy die Here leer ken het, was hy 'n monnik, maar hy het op sy manier, het hy probeer om God te behaag. Hy was soos die 10 broers van Josef op hierdie stadium, voor sy bekering. Hy het saligheid probeer bekom met sy goeie werk. So hy het homself gepynig. Hy het homself baie goed ontsê. Vir baie jare was sy toewyding en sy selfkastyding en hierdie pynlike rituele wat hy deurgegaan het, alles het hy gedoen om te poog om daardeur saligheid, vrede met God te kry. Hy was op soek na die vrede van God. Hy het dit nie gekry nie. Dit het vir hom niks beteken nie. En Martin Luther was gefrustreer en het besef al sy pogings bring hom geen vrede nie. Hy was steeds onder die oordeel van God, steeds so bewus van God se oordeel wat oor hom hang. Dit was dag en nag wil ek sê, was dit sy bewustheid. Maar God het 'n plan gehad met Martin Luther. Want hy het 'n mentor gehad en sy mentor was 'n wyse man wat die Bybel verstaan het. Johann von Staupitz. Dit was Duitsers, né? En Johann von Staupitz, hy het op 'n dag vir Martin Luther gesê, en hy het geweet van die wroging in sy hart, want hulle het gepraat. Hy sê by geleentheid vir Martin Luther, nou gaan ek vir julle die Duits lees. Gott ist nicht böse auf dich, Martin. Sei nicht böse auf ihn. God is nie kwaad vir jou nie, Martin. Moenie kwaad wees vir hom nie. Dit was die soet woorde wat Martin Luther gehelp het om te soek. En nou gaan hy na die skrif en hy lees en hy bestudeer en hy kom af op die woorde
in Romeine, die baie bekende woorde, waar hy gelees het, die regverdige sal uit die geloof leef. En toe hy dit ontdek in die Bybel, dat God my kan regverdig deur geloof alleen, op grond van Jesus Christus alleen, toe is Martin Luther se hart deur hierdie liefde verander, nuut gemaak. En ons weet, hoe sê hulle, the rest is history. Ons weet wat het gebeur met Martin Luther. Hy het sy generasie beïnvloed. Hy het 'n nalatenskap en 'n verskriklike groot werk gedoen vir die Here. Ek wonder, vriende, as ons dink aan dit wat die van ons wat hier is vanoggend, is die liefde van die Here, is sy goedgunstige, sy welwillendheid dalk iets wat jy nog nie gehoor het nie. Miskien vir die jong mense moet ek vra, is jy verbaas? Is jy verbaas as ek vanoggend vir jou sê, God wil jou nie straf nie. God is nie daarop uit om jou lewe te versuur en om dit net vir jou moeilik te maak nie. Is jy verbaas? Waarom is jy verbaas? Dink oor die liefde van God. Sy liefde wat die Bybel vir jou gee. Sy liefde wat jou leer aangaande Jesus, aangaande sy kruis, hoekom hy moes sterf. Sy liefde leer vir jou hierdie dinge. Hoekom is jy verbaas oor die liefde van die Here? Weet jy wat noem die teoloë hierdie tipe dinge wat die Here met ons doen? Hulle noem dit algemene genade. Die broers van Josef is vir ons 'n voorbeeld van ouens wat algemene genade, ten spyte van jou sonde, ten spyte van jou rebellie, ten spyte van goed wat jy doen wat nie reg is, gee die Here vir jou algemene genade. En dit is om vir jou te wys, jy moet in geloof na hom toe kom. So die beeld is duidelik. Die broers kry goedheid van die Here, van hierdie Heer in Egipte land. Hierdie Heer wat hulle nie erken het nie, of herken het nie. Hulle het hom nie, hulle het nie geweet dis Josef nie. En tog gee hy vir hulle goedheid. Soos die meeste mense in die wêreld. Hulle erken God nie as God nie. Hulle herken hom nie as die saligmaker nie. En hulle wel baie mense al van hom gehoor het. Ek verstom my dikwels deesdae oor die jong mense se onkunde in die Bybel, né? Selfs nou mense wat jy dink ons is in Christelike Suid-Afrika, vertel vir hulle ietsie oor enige bekende Bybelverhaal, dan sê hulle soos, weet jy wat daar aangaan nie? Ken jy die Bybel nie? Die meeste mense in ons wêreld weet van die Here, maar ken hom nie. Mag hom selfs vermy, dink hy wil hulle kry, maar tog word hulle deur hom geseën. Algemene genade. Jesus het hiervan gepraat in die bergpredikasie, Matteus 5 vers 45. Hy is 'n God wat sy son laat opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat sy reën op die regverdiges en die onregverdiges. So vriende, hy gee goedheid, hy gee welwillendheid, en dan is daar baie mense wat vinnig sal wees om te sê, ja, maar kyk dat die wêreld, kyk hoe, waar is God? Jy weet, waar was God met 9/11 sê ons altyd, en waar is God met hierdie krisis? En dan sê ek nee, wag so 'n bietjie, dis ons aandeel, dis die mense aandeel, wat daai tipe van goed oor die wêreld bring. Dink aan die goedheid van God, dink aan die goedheid van die Here. God gee algemene genade aan almal, hy gee dit ook vir jou, hy gee dit vir my, hy gee dit oor slegtes en goeies. Paulus se woorde, Romeine 2 vers 4 is eintlik baie bekend, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Dis God se goedheid wat jou roep, bekeer jou tot hom, gee jou lewe aan hom oor. Waarom weerhou jy in jou hart van hierdie goeie God, hierdie God van genade en liefde? Jy sal soveel goeie dinge uit sy hand ervaar. Ek wil vir sulke ouens sê, as jy twyfel oor die goedheid van die Here, wanneer laas jy jou kop by die venster uitgesteek as jy met die motor ry, en net die wind voel waai deur jou hare, as jy 'n bietjie meer hare het as ek. Wanneer laas het jy hier veral in die wintertyd, dan voel jy die son, en ons het baie keer op skool, as ons die sonhoekies opgesoek het, pausetyd, dan selfs as die arme man se kombers, né? Dis God se goedheid. Dis God se goedheid. Wanneer laas het jy besef, God wys vir jou, hy wys vir jou iets wat jy moet sien om na hom toe te kom. Hy toon jou sy liefde, hy trek jou in liefde. Hoekom? Hy wil jou na die bron toe vat, die Here Jesus, want in hom, en as jy gered word, dan is die bron oop.
dan het jy alles, dan is jy ryk gemaak in die hemele in Christus. Dan het jy alles wat jy ooit nodig sal hê om godsalig te leef. Bring ons by die derde gedagte. Hierdie broers leer vrede ken. As Josef se dienaar dan nou 'n beeld is van algemene genade, dan dink ek met hierdie sinnebeelde is Josef dan, volgens die teoloë, spesifieke genade. As Josef se dienaar 'n beeld is van algemene genade, dan is Josef verteenwoordigend van spesifieke genade. Dis die soort genade wat God gee vir mense om hom te ken. Om hom te ken. Josef se verskyning teen die middag is 'n vervulling van sy droom in Genesis 37. Al 11 broers, vir die eerste keer is al 11 die broers, want Benjamin is nou by. Simeon is uit die tronk uit. Al 11 die broers buig voor hom neer. Vers 26, toe Josef dan in die huis kom, het hulle vir hom die geskenk binnengebring wat by hulle was, en hulle voor hom neergebuig na die aarde toe. Ha, dis Josef se droom. Julle gerwe het gekom en voor my neer, 20 jaar terug toe hulle vir hom kwaad. Wie jy om te dink, hierso buig hulle, en hulle is te dankbaar, want dit is die enigste manier waarop hulle gered kan word. Hier is hulle te dankbaar om voor hom te buig. Maar hy heers nie oor hulle nie. Kom jy agter wat is sy gesindheid teenoor hulle? Hy is nie baasspelerig nie. Hy is nie wraakgierig oor hulle sonde nie. Hy weet wat hulle gedoen het, want hulle het dit aan hom gedoen. Hy is nie wraakgierig nie. Wat vra hy? Hy vra, het julle shalom? Het julle vrede? Jy sien, dis uiteindelik, vriende, waaroor dit gaan met jou en met my. Met al hierdie verhale, is dit die vraag wat jy moet beantwoord. Wat God by jou wil weet, het jy vrede? Jy kan teologiese kennis hê, jy kan jou Bybel elke jaar deurlees, jy kan al die dinge wat mooi en goed klink en reg is, en jy's 'n lidmaat, en jy's gedoop, of jy's gedit, of jy's gedat. Jy kan al goed hê. Maar die vraag is, het jy vrede met God? Josef toon vir hulle 'n besorgdheid. Het julle vrede, het julle shalom? In jou verhoudings, in jou huis, dit moet tog daarvan spreek. Dis waarin God belangstel. Vers 27 het ons gelees, en hy het hulle na welstand gevra, dis nou shalom, en gesê, gaan dit goed met julle ou vader van wie julle gespreek het, leef hy nog? Het julle vader shalom? Leef hy nog? Vers 28, hulle antwoord, dit gaan goed met die dienaar ons vader, hy lewe nog, en hulle het al eerbiedig nie, weer buig hulle, eerbiedig, voor hom neergebuig. Is dit nie interessant nie, nou buig hulle, heel gewilliglik. God was nog die hele tyd goed vir hulle. Maar ek wil hê jy moet sien die heenwysing na die Here hier. God wil hê dat ons dieselfde moet doen vir ander as wat Josef hier vir sy broers doen. Ongeag wat met ons gebeur het. Moenie wraakgierig wees. Josef soek nie wraak nie. Hy wil vir hulle vrede gee. God doen dieselfde. Die God wat jou gemaak het, die God teen wie ek gesondig het, hy is besorg oor my vrede. Wanneer hy my in die hoek vasdruk en ek besef ek is skuldig, Here, nou, as hy my nou doodmaak, as hy my nou hel toe stuur, dan is hy regverdig. Wanneer hy tyd het en hy praat met my en hy nou is ek in 'n hoek, né? Dan sê hy, het jy vrede. Hy is besorg oor my vrede. Hy bied dit aan vir elkeen wat in geloof na hom toe kom. Het jy vrede? Daarom het Jesus na die aarde toe gekom. Hier so Paulus dit stel in Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Jy sien, jy gaan nie vrede hê met ander mense. Jy gaan nie vrede hier op aarde hê, op hierdie horisontale vlak, as jy nie met God vrede het en jou hart in hom rus nie. By Jesus se geboorte is dit presies wat die engele ons sing dit in Kerstyd. Vrede op aarde en die mense welbehaag. Dis vrede wat hy gebring het. God wil vrede gee, selfs al het ons oorlog verklaar, selfs al het ons teen hom gerebelleer. Hy wil ons vrede gee. Maar wel Josef het oor vrede gepraat met sy halfbroers, maar nou kom hy by sy, kan ek sê, sy volbloedbroer. Dis nou
Benjamin wat saam met hom kinders is van Rachel. Hy het gevra na die ander se vrede en na sy vader se vrede, maar nou gee hy spesiale aandag aan sy broer Benjamin, vers 29. Toe slaan hy sy oë op en sien sy broer Benjamin, die seun van sy moeder, en sê, is dit julle jongste broer van wie julle met my gespreek het? Daarop sê hy, mag God jou genadig wees, my seun. Hy sê my seun, want hy is soveel ouer nou, en ook, onthou, hy is die heer in Egipte land, hulle weet nog nie wie hy is nie, en hulle is hierdie ouens hulle is die buitestanders, so, my seun, gaan dit goed met jou. Let op, sy woorde is vol genade, dit drup genade. Mag God jou genadig wees, my seun. Die slim ouens sê, dis 'n voorloop, dis 'n wegbereider vir die priesterlike seën in Numeri 6 vers 24 tot 26. Die priesterlike seën wat ons uitspreek, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis die priesterlike seën. Josef verkondig die vrede van God. En toe hy vir Benjamin sy eie broer sien, toe raak die storie vir hom te emosioneel. Jy kan dink, hier is 'n emosiebelaide situasie, né? Hy het so lank gewag. Hulle weet nog nie wat gaan aan nie, maar jy sien die klimatiese rigting waarin hierdie hele ding gaan. Vers 30, toe het Josef gou gemaak, want sy binneste was ontroerd oor sy broer. Hy het geleentheid gesoek om te ween. Hy wil nie voor hulle huil nie. En in die kamer gegaan en daar gewee. Ek wens partykeer ek kan dit doen, maar daar's party verhale wat my so aangryp. En dit is nie lekker as jy moet preek. Jy sit met hierdie knop in jou keel hier. Want die emosie raak te veel. En Josef beleef dit so, maar hy wil nie voor hulle huil. Hy gaan na sy kamer. Robert Candlish skryf, with a broken benediction. Benediction is 'n seënbede. So hy is al besig om vir Benjamin te sê, mag die Here jou seën, en toe moet sê vir en hy draai om en hy loop. With a broken benediction, hastily muttered over the boy's head, he rushes out to vent his full heart alone. Hy hou dit nog een kant. Weereens sien ons die gevolge van Jakob se gebed, want hulle kry goedheid. Die woord ontroerd is dieselfde woord wat gebruik word toe Jakob gebid het en gesê het, mag die Here vir julle barmhartigheid gee. Selfde woord. Ons het dit nou hier vertaal as ontroerd. R. Kent Hughes skryf en sê, hot, tender mercies were served in the house of Joseph, and in private, hot tears flowed from Joseph's eyes as he wept alone. Weet jy dat dit wat hier gebeur met Josef, toe hy in sy binneste, die Grieks is nou beskrywend in die opsig, dat die Griekse woord dra die gedagte van jou ingewande, wat geroer word, letterlik in beweging kom. Bowels of mercies, word dit baie keer vertaal in die King James vertaling. Dis hierdie gedagte van splagnasie, is die Griekse konnotasie. Dis is hier in jou binneste, hier het al gevoel, as jy ernstige emosionele blydskap en trauma, positief en negatief, het ek dit al ervaar, dan is dit asof jou maag net so op 'n knop trek. Dis wat hy beleef. Weet jy, dis die woorde waarvoor Jakob gebid het. Mag dit so wees, mag daai Heer vir julle dit gee. En nou voel Josef dit vir sy broer Benjamin. Dieselfde woord in Psalm 103 vers 13, wat ons ken in die evangeliese sin. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders. Daai ontferm is selfde woord. So ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Jesaja 49 vers 15 dieselfde. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Die Here sê, my hart is in beroering oor my kinders, my volk, my mense. Hy het sy mense in die wêreld, en dis oor hulle wat hy in beroering kom. Hy het daardie gegee van welwillendheid. In die Nuwe Testament met die Grieks is die ekwivalent sigbaar, die mooiste sigbaar, met Jesus se, dis 'n mooi beeld. Die Here wat daar in Markus 1 by die melaatse kom. Daar kom 'n melaatse, Markus 1 vers 40 na hom, en
toe wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, as u wil, kan u my reinig. Vers 41, en Jesus het hom innig jammer gevoel, dis daai innerlike ontroering. Hy het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aan, dit doe jy nie. Jy doen dit nie met 'n melaatse nie, jy raak nie aan 'n melaatse. Melaatse mag nie eens naby jou kom nie. Hier kom Jesus en hy raak hom aan. En hy sê, ek wil word gereinig. Vriende, Jesus se aanbod om gereinig te word is vir elkeen wat in geloof na hom toe kom. Vir elkeen. Elke mens wat kom en sê, ek wil gereinig word. Ek is soos hierdie melaatse. Ek val voor die Here en die Here sê, Here, as u wil, kan u my skoon maak. As u wil, kan u my red. Ek sit met hierdie bose hart. Melaatsheid was 'n beeld van sonde, want dit steek aan en dit is, jy's lewenslank. Jy's eintlik 'n uitvaagsel. Jy's onrein. Jesus se aanbod om gereinig te word is vir elkeen. Elkeen wat oorlaai is van skuld. Elkeen wat soos hierdie broers bewus is van ek is skuldig. Kom na die Here toe. Wat sal sy reaksie wees? Hy gaan jou aanraak. Hy sal jou reinig. U sê dalk, maar jy weet nie hoe ek. Mense het al vir my gesê, jy weet nie wat ek gedoen het. Dan sê ek, jy ken nie die krag van die bloed nie. Ja, maar jy weet nie wat in my hart aangaan nie. Ek is boos. Dan sê ek, jy ken nie die genade van God nie. Jy verstaan nie waaroor die kruis gaan nie. Hy sal elkeen red wat in geloof na hom toe kom. Laaste gedagte vinnig, nog 'n toets. Ons gaan afsluit met hierdie gedagte. Vers 31. Daarna het hy sy gesig gewas. Hy het nou lekker gaan huil in die kamer, maar hy was sy gesig. En hy het gekom en hom bedwing en gesê, bring die ete op. Hier word twee goed genoem in die laaste paar verse, wat belangrik is om te verstaan, want dit lê op die platform vir wat voor lê. Die eerste ding is, daar word 'n rede gegee, waarom het julle opgelet met die Afrikaanse vertaling, is dit 'n bietjie vreemd vertaal, met die woordjie besonders. Maar dit moes eerder gewees het, afsonderlik. Ek dink dis amper, ek is amper seker dis hoe die 2020 vertaling, ek het nou nie gaan kyk nie. Daar word 3 tafels gedek. Een vir Josef, een vir die ander Egiptenaars, en een vir die broers. So die Egiptenaars was blykbaar bekend, as jy gaan kyk na die geskiedenis, hulle was bekend daarvoor, dat hulle 'n afkeer gehad het in buitestanders. Dis half ironies, want hulle sien enigiemand anders as heidene en hulle eet nie eers saam met hulle nie. Dis ironies, hier sou hulle saam te kom Jode en hulle sê, nee, is ons gegee ons saam met julle te eet. Vers 32, toe bring hulle dit vir hom besonders op, dis afsonderlik. En vir hulle besonders, dis nou vir die broers. En vir die Egiptenaars wat by hom eet, besonders. Dis vir die Egiptenaars, dis nou die wat deel was van sy huis ook. Afsonderlik. Want die Egiptenaars mag nie saam met die Hebreërs eet nie, omdat dit vir die Egiptenaars 'n gruwel is. Kulturele meerderwaardigheid, dis wat jy dit noem in die mooi term. Ons is beter as julle, ons eet nie saam met julle nie. Ek wil weer sê, dis ironies, maar dis nou die feite. So die resultaat hier is belangrik. Ek wil jy moet oplet. Dis vreemd, né? Selfs hier is dit 'n bietjie, dis hoekom het dit genoem op. Hulle kom eet by Josef in sy huis. Hy dek 3 tafels. Daar is skeiding tussen Josef en sy broers. Daar is 'n kloof tussen Josef en sy broers. Hy wil hulle seën, maar hulle kan nog nie aan sy tafel kom sit. Die tweede belangrike detail wat ons moet oplet is die volgorde wat aangegee word waarop die broers gelaat sit is. Hulle het nie self so gekies nie, hulle is gesê, vers 33, en hulle het gaan sit volgens sy bepaling. Josef het opdrag gegee aan sy dienaars, so moet hy hulle laat sit. Die eerstgeborene na sy eerstgeboorte en die jongste na sy jonkheid, toe kyk die manne mekaar verbaas aan. Hoe sal die Egiptenaar nou weet wat hier aangaan? Jy kan dink hoe hulle mekaar nou, hulle het agtergekom, hier is iets nie lekker nie, maar miskien is dit een of ander towerke. Miskien is dit, wat gaan hier aan? Die laaste vers wys vir ons hoekom Josef dit gedoen het, want hy was besig met nog 'n toets. Vers 34. Hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan. Hoe dit gewerk het is, die heer van die huis
het die kos op sy tafel. Dit is amper soos die bruidstafel by 'n bruilof. Maar al die kos is daar. So dan word vir die gaste kos gedra. En hy word volgens sy bevel, maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter as die porsies van hulle almal. En hulle het gedrink en saam met hom, saam met Benjamin, waarna dit verwys, vrolik geword. Nou, ek weet die dames gaan dit moeilik vind om te verstaan, maar vir die mans is dit 'n kwessie. Want as my vrou inskep, dan vra ek altyd, wie sin is hierdie nou? My oupa het altyd 'n gesegde gaan en sê, wie se baie kos is hierdie? As jy 'n pa dis jou, hy sê, o, so bietjie. Want ons kry altyd 'n min kos, is dit nie? Ons kyk altyd na die ander ou se bord en dan, dis nie wat hier aangaan, want hulle is manne, hulle wil lekker eet. En hoekom kry Benjamin 5 maal meer? Ek meen, dis nie net 'n bietjie ekstra op die lepel nie, dis 5 maal, dis baie duidelik, hier's iets aan die gang. Josef bewys opsetlik onregverdige voordeel aan Benjamin. Onthou, hulle weet nie wie Josef is nie. Hulle verstaan nie wat hier aangaan. Josef weer. Nou gee hy vir sy eie broer Benjamin 5 maal meer kos as hulle. En weet wat gebeur as jy begin wyn drink? Die meeste van ons weet wat gebeur as jy begin wyn drink. Al die filters gaan, né? Nou is jy nie meer bang nie. Jy gaan praat. En dis na die wyn wat dan moes nou, hoekom het hy so baie kos? En nie. Iets moes uitgekom het. Niks daarvan. Dis belangrike detail. Hoekom? Want die toets was Josef wat wou sien of hulle steeds verdeeld is as broers, of hulle steeds wraakgierig is, of hulle steeds besig is om te verwyd, besig om te veg, want dit is wat die hele tyd aangegaan het in hulle gesin. Dit was so met hom toe hy die kleed gekry het. Nou is Benjamin die een wat voorgetrek word deur sy pa. Dit is duidelik, want sy pa wil hom nie eens laat saamgaan het Egipte toe nie. Nou wil Josef kyk, is dit nog steeds so? En selfs toe die wyn sy werk gedoen het, was daar geen veglustigheid, kom ons sê maar net, hulle slaag hierdie toets. Dis nie die laaste toets nie, maar hulle het nog 'n groot toets voor, maar hulle slaag hierdie toets. En dit dek die tafel vir die laaste toets wat in die volgende hoofstuk sal plaasvind. Hulle het geëet, hulle het gedrink en saam met hom, saam met Benjamin, vrolik geword. So ten spyte van al Josef se wenke oor sy identiteit, ten spyte van die ouderdomme en al die goedes wat gebeur het, besef hulle nog nie wie hy is nie. Weet jy, dis dieselfde met die mens. Jy vat partykeer 'n ou en jy nooi hom kerk toe, en jy nooi hom bid hier toe, en jy doen met hom Bybelstudies, en jy wil so graag hê hy moet die vrede van die Here leer ken, hy moet dit net sien. Dit is asof hy net, die Grieks is clueless. Beteken hy sien dit nie, hy besef dit nie, dit gaan nou verby. Nou die twee kwessies is duidelik sigbaar wanneer dit kom by die vrede van God. Daar's 'n skeiding, soos wat daar 'n skeiding was tussen Josef en sy broers. So is daar 'n kloof, 'n skeiding tussen ons en God. Of ons dit wil besef of nie, vriende, dit is wat ons onvrede veroorsaak. Daar's 'n kloof tussen my en God. Hy is heilig, ek is onheilig. Hy is God, ons is mens. Ons dink dalk ons is God, maar ons is nie. Daar's 'n groot probleem. Sy heiligheid is vir ons afstootlik. Ons kan dit nie verstaan nie, en ons kan nie daar in sy teenwoordigheid kom nie. Dis hoekom ons ongemaklik voel. Maar nou, dis hoekom die Bybel soveel klem lê op die genade van God. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Uit genade is julle gered deur die geloof. We dink aan Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en dit ontbreek aan die heiligheid van God. Vers 24 sê, hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. Genade. God gee genade sodat daai kloof oorbrug kan word. Maar nie net die kloof nie. Net soos Josef sy broers geken het. Hy het geweet van hulle dimme. Hulle het dit nie besef nie, maar hy het geweet. Net so, ek wil amper sê, baie meer, ken God jou. Ken God my. Hy weet wat in jou hart aan, dis skrikwekkend. Hoor wat ek vir u sê? Dis skrikwekkend om te dink, ons het te doen met 'n God wat my gedagtes ken, wat van ver af selfs weet wat ek dink. En tog, hy nooi jou. Kom na my toe.
terwyl hy weet hoe jy is, terwyl hy weet hoe jou hart lyk. Hy weet wat jy gisterand gesê het, hy weet wat jy gisterand gedoen, hy weet alles. Nogtans nooi hy jou. Ek het vir die vertel van Martin Luther, hoe hy het eintlik godsdiens gehaat. Hy was 'n monnik, maar hy het dit gehaat, hy het dit verag, want hy het die verregtigheid van God verag. Hy het gesê, 'n mens kan nie, dit help nie, jy kan net nie. En toe hy in Romeine 1 vers 17 lees, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, die bekende woorde van die hervorming. Toe God die lig vir Martin Luther aanskakel in sy hart, word vernuwe. En hy besef, hoor jy, dit gaan nie oor my pogings nie, dit gaan nie oor my geregtigheid, hoe heilig ek ook al probeer om te wees nie. Hy skryf later, en ons het baie dinge van Martin Luther wat hy neergeskryf het. Ons is dankbaar daaroor, want dit leer ons baie. Maar hoor wat sê. I began to understand that the righteousness of God is that by which the righteous lives by a gift of God, by which the righteous lives by a gift of God, by faith. The whole of Scripture took on a new meaning, and whereas before the righteousness of God had filled me with hate, now it became to me inexpressibly sweet in greater love. This passage of Paul, hy verwys na Romeine 1, this passage of Paul became to me a gate to heaven. Toe besef, dit gaan nie oor wat ek doen nie, dit gaan nie oor wat ek in my werke, dit gaan oor die geregtigheid van Jesus. Hy sê toe word dit vir hom die weg na die hemel. Die vrede van God, vriende, is soos die liefde van God. Jy kan dit nie tasbaar wys nie, maar dit suipel deur, dit is soos olie in 'n kalbas, dit bly nie binne nie, dit syfer deur. En die vrede van God word op 'n manier in jou lewe sigbaar, soos die liefde van God. Die manier wat jy teenoor ander mense leef, die manier wat jy die woord van God hanteer, die manier wat jy lewe. En ek wil bid, dat ons, elkeen van ons, individueel, hierdie vrede sal ken. Nie net algemeen, maar individueel. Ek, my vrou, my kinders, ons bid vir elkeen. En ons bid vir elkeen vir u, want elkeen moet die Here ken. En dit is moontlik om in 'n kerk te wees, dit is moontlik om al die regte goed te doen van buite, soos Martin Luther. As iemand vir Martin Luther geken het op hierdie stadium, sou hy gesê, daar is 'n heilige man, want hy was so toegewy, maar hy het God gehaat, hy het sy geregtigheid gehaat. Totdat hy God se vrede leer ken. En dis wat ek vir u bid. Mag dit vir u waar wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, u liefde en u vrede is eienskappe wat ons nie kan naboots nie. Dis dinge wat ons nie vir onsself kan bewerkstellig nie. Ons kan dit nie genereer in ons menslike hoedanigheid nie. Maar u genade oor ons is so groot. Elke keer as ons dink aan die evangelie, as ons dink aan dit wat die Bybel ons leer, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit jy uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Here, sal u ons leer meer en meer van u heiligheid, van u vrede, van u liefde. Dankie dat u ons leer, dankie dat u met ons praat uit u woord. Gaan voort daarmee. Help ons elkeen afsonderlik om u te ken. Amen.